2016 het ons te doen met twee satelliete. Daar's 'n satelliet A en daar's 'n satelliet B. En hulle wentel natuurlik om die aarde aan weerskante van die aarde. Satelliet A het 'n massa van 3800 kg en satelliet B het 'n massa van 4500 kg. Satelliet A is op 'n hoogte van 25000 km bokant die oppervlak van die aarde. Nou hier's twee dinge wat ons net vir mekaar moet sê by hierdie tipe somme. Eerstens, daardie word in kilometer vir jou gegee. Jy weet dat hierdie somme verg van jou om dit om te skakel na meter. En dan is daar ook die ander aspek wat jy moet onthou. Hulle sê vir ons, dis 25 miljoen meter of 25000 km bokant die oppervlak van die aarde. Jy moet net onthou, daar is steeds die afstand vanaf die middelpunt van die aarde tot by die oppervlak van die aarde. 2015 het dit ook gevra, stel Newton se universele gravitasiewet in woorde. Jy gaan nie 'n formuleblad toe, jy kry hierdie formule, jy weet klaar, hier's jou kernwoorde wat jy gaan moet neerskryf. Woorde soos krag, woorde soos die produk van die massas en die afstand tussen hulle middelpunte gekwadreer. En dan skryf jy vir hom. Volgende word jy gevra om gewigloosheid te verduidelik. Nou, gewigloosheid is die sensasie wat ervaar word wanneer alle kontakkragte verwyder word. Jy het dit al heel waarskynlik in jou lewe self ervaar as jy in 'n huisbak is en daar's vinnig 'n afwaartse beweging, dan voel dit asof jy gewigloos is. Ruimtevaarders ervaar natuurlik gewigloosheid in ruimteskepe wat om die aarde wentel of iewers in die ruimte vaar. Belangrik, daar is steeds swaartekrag wat op daardie voorwerpe inwerk. Daar's net geen teenwerkende krag nie en gevolglik voel dit asof jy gewigloos is. Vervolgens gaan ons die krag bereken tussen die aarde en satelliet A. Op jou formuleblad het jy die swaartekragkonstante G, jy die radius van die aarde, RE, as ook die massa van die aarde. En dit gaan jy nodig hê vir hierdie berekeninge. Op die formuleblad sien jy d² en dit is die afstand tussen die middelpunte van twee liggame. Nou as voorbeeld het ek hier twee groot voorwerpe, die aarde in blou, die maan in geel. Die radius van die aarde gaan baie bepaal 'n rol speel. En dan ook hierdie afstand tot by die oppervlak van die maan en dan sê my saamstem, die radius van die maan moet ook in ag geneem word. As ons egter kom by 'n satelliet en ja, daar is 'n klein satelliet daarso, sal die radius van die aarde belangrik wees, as ook die afstand tot by die satelliet. En nou gaan jy my saamstem. Of ons nou die middelpunt of die kant van die satelliet vat, dit gaan weglaatbaar klein wees in terme van die totale afstand tot by die middelpunt van die aarde. En gevolglik, as ons hierdie tipe somme doen, sal jy sien, ons neem die radius van die aarde in ag, ons neem nie noodwendig die afstand vanaf die middelpunt van die satelliet tot by sy kant in ag nie. Ons bereken die krag tussen die satelliet en die aarde en ons vervang net ons waardes in. Die universele swaartekragkonstante op jou formuleblad 6,67 mal 10 tot die mag minus 11 en hierdie vermenigvuldig ek dan met hierdie groot breuk. Massa 1 is die massa van die aarde, dis 5,98 mal 10 tot die mag 24. En dit maal ek dan met die massa van satelliet A wat 3800 kg is. Dit deel ons dan deur die afstand tussen die middelpunte. Soos reeds gesê, middelpunt van die satelliet nie so belangrik nie, middelpunt van die aarde wel. Ons sal dus die radius van die aarde moet bytel. Dit is 6,38
maal 10 tot die mag 6, dit is op jou formuleblad. Plus die afstand vanaf die oppervlak van die aarde tot by die satelliet in meter, belangrik, 25 maal 10 tot die mag 6 of 2,5 maal 10 tot die mag 7, as jy wil. Onthou om dit te kwadreer. En dan kry jy, jou krag is 1539,23 Newton en dit sal aantrekkend wees as jy 'n rigting moet byskryf. Watter afstand bokant die oppervlak van die aarde moet satelliet B wees om dieselfde krag as satelliet A te ervaar? Selfde krag, dit gaan ook 1539 Newton wees, maar die massas verskil en dit gaan ons nou gebruik. Wat is daai krag? Daai krag is 1539,23 en dit is gelyk aan die universele gravitasiekonstante kry jy op jou formuleblad 6,67 maal 10 tot die mag minus 11 en dit maal ons dan met daardie breuk. Die massa van die aarde is M1 5,98 maal 10 tot die mag 24 en dit vermenigvuldig ons met die massa van satelliet B wat 4500 kilogram is. En ons deel dit deur d kwadraat. Dan werk jy vir d kwadraat uit en jy kry d kwadraat is 1,1661 maal 10 tot die mag 15 en dan neem jy die vierkantswortel en dan kry jy d is 34,148,215 meter. Maar belangrik, hulle vra nie vir d nie, hulle vra vir die afstand bokant die oppervlak van die aarde. So daardie afstand gaan met ander woorde wees daai 34,148,215 minus die radius van die aarde, want dit sluit ons uit. Ons gaan daardie radius gaan ons uitsluit. En dit is minus 6,38 maal 10 tot die mag 6. Jy kry dit op jou formuleblad en dan is daardie afstand 27,768,215 meter.